Welkom terug by Nou die Blou. Saam met julle is Jaco Grobler. Ek en Jaco kom al 'n lang pad saam, baie jare, van studentejare. Sy boetie het saam met my geswat, ja. Sy byna was skoolie gewees. En 'n interessante feit, Jaco, wie is jou vrou nou weer? Myrtle Botman. Ja. Myrtle was 'n groot SA atleet gewees. Maar hy sê hy is die legende in die huis, so dis hoekom ons vandag met hom praat. So Jaco, welkom hierso. Ja. Welkom hierso. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die afdeling A2 skole by die laerskole. Nou, Jaco, dit is maar die as ons praat van die by die hoërskole en medium skole en goed, so ek dink dis waar julle maar basies inval by die rugby gedeelte. Maar dis die nommer ek vat 'n paar jaar terug, ek praat van 10, 15 jaar terug, was hierdie skole baie dinamies geweest en is nog steeds daar. Ja. Julle lewer nog steeds topgehalte spelers op in daai afdeling. En daar's altyd 'n rowwe diamantjie wat uitkom daarso. En wat ek opgetel het is baie keer kom hulle dalk nie provinsiale span nie. Maar as hulle by hoërskool kom, val by die affies, die Menlo Parks, die Gasthuis en Waterkloof. Dis die ouetjies wat eintlik deurkom op die einde van die dag onder 16 toe. Ja. As ek reg is daarmee. Ja. Dit was my ervaring gewees. So ja, ons praat gou eerste wedstryd vir die dag hierso is wat môre plaasvind 8 Mei. Monument Park teen Midstream Reach. Ja, dis twee skole wat ons nog op hierdie stadium nog nie teen gespeel het nie. Ons speel donderdag speel ons teen Leipold, dan speel ons teen Monument Park, dan speel ons teen die Poort en dan speel ons teen Midstream Reach. Maar wat lekker is in ons liga, dit is nie net jou eerste span nie, maar van onder 9 af tot onder 13 is al die spanne ongelooflik kompeterend. En ek dink veral hierdie jaar is eerste spanne ongelooflik kompeterend, want ek dink nie daar's van die 6 skole of die 5 skole is daar een skool wat 'n swak eerste span het hierdie jaar nie. Op die aand kan enigiets gebeur. Ons vorige resultaat teen Bakenkop het ons maar 21-19 verloor. Gisterand teen Magalieskryn, eerste span was dit 16-14 vir ons gewees. Yes, en jy hoor die ander tellings teen mekaar, so dit is ongelooflik close en dis goeie rugby, dis regtig mooi rugby. Sê 'n bietjie vir my, bietjie meer van Midstream Reach. Dis nou 'n nuwe skool. Hoe doen hulle? Midstream Reach het ongelooflik opgetel. Dit was maar altyd net Midstream gewees. Midstream Reach het nou 'n paar jaar terug begin met hulle, dink ek, hulle ontwikkeling met die rugby en hulle doen ongelooflik goed. Die voordeel is 'n goeie afrigting wat hulle het en ook 'n kwaliteit kind waarmee hulle werk en hulle balvaardigheid, spoed, nie altyd die grootte nie, maar spoed, en as jy hom verkeerd speel op die groot veld, het jy moeilikheid verseker. Okay, dan die ander wedstryd wat daar plaasvind is die Poort teen Bakenkop. Nou ek ken die Poort se kinders, dis nie maar plotters of was nie maar plotters gewees. Daai skool het ook dubbel syfers gehad. Daai toe ek was ons 400 kinders, hulle is ewe skielik 900 na 1000 toe. Ja, omdat ons nou die Poort Bakenkop al reeds gespeel het en geweet hulle het 'n baie mooi gebalanseerde span. Weet ons die Poort, soos jy sê, het ongelooflik opgetel. Hulle rugby van onder af boontoe, ouens werk verskriklik hard. Sit die ure in. Hulle het baie afrigters van buite afrigters wat hulle gebruik. En ek weet hierdie jaar, laas jaar natuurlik 'n baie goeie span gehad, maar hierdie jaar ook mooi gebalanseerd, goeie pak voorspelers, daar so 2 sentertjies wat by hulle is wat baie goed is. Dit is alweer senters. Ja, laas jaar ook 'n senter gehad kry. So buite sentertjies. Justin, ja, okay. Maar hierdie man is nou nie Justin se gehalte nie, maar hy is ook moeilik om te keer. Ja. En Bakenkop is eintlik een van die underdogs wat jy dink nie, hoe kan ek sê, jy onderskat hulle maklik, maar die dag op die veld, my maat speel hulle ongelooflike rugby. Dit is ook goed afgerigte spanne en hulle afrigters doen baie moeite met hulle. Dan praat ons nou met een van die span, Louis Leipold teen Valeria. Ja, dis nou ons wedstryd môre. Ja. Louis Leipold het dink 2 jaar terug het hulle, ek dink bokant geëindig by ons liga. Bietjie 'n dark horse, ons is nie baie seker van wat ons verwag by Louis Leipold nie, maar ek dink dit gaan ook weer eens by die eerste spanne kompeterend wees. Hulle het ook 'n goeie onder 11 span, ons onder 11 span is ook nie sleg nie. So dit gaan weer 'n lekker gebalanseerde dag wees. Ja, ek sien uit na die liga en julle toe. Ek wil vir julle sê baie sterkte. Valeria is daar uit die moot tot die dood en ons hou altyd duim vas vir julle ouetjies, maar ek dink vir elke ouetjie daar in die liga baie sterkte. Ons sien uit daarna en Jak, baie dankie dat jy gekom het. Ek waardeer dit altyd om met jou te praat. Dankie Jaco, dankie vir die geleentheid, baie dankie. Ons is nou weer terug.